O Heer, wat 'n voorreg is dit nie om op hierdie Sabbatdag in U woning te kan wees. Dankie dat ons 'n geleentheid het om stil te raak voor U aangesig. En ons gebed nou is dat U Heilige Gees sal uitstort in elke hart teenwoordig vanoggend. En mag ons harte ontvanklik wees vir die boodskap wat U vir ons gegee het vandag. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Ek het een versie wat ek vanoggend wil lees. En toe tydens die lesleraar het ek 'n tweede een gekry. So. Openbaring 14 vers 1. As enige iemand wil saam blaai, ek lees uit die 53 vertaling, Openbaring 14 vers 1. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion. En saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En dan wil ek blaai en ek wil dit graag in Engels lees. Matteus 5 vers 10. Matteus 5 vers 10. Dit sê, the happiness even comes from being treated badly for doing what's right. Just remember that no matter what happens, your place in heaven is secure. Mag die Here sy woord, geleese woord tot ons harte seën. Onse dierbare Here, dankie vir hierdie vreugdevolle oomblikke, waar ons uit die woord kon praat, waar ons kon sing, waar ons kon saamgesels en kuier tot dusver toe, en waar ons saam kan aanbid. Dankie Here dat ons nou die voorreg het om stil te raak en te luister na 'n boodskap. En ek bid Here dat U moet Broer Jamesley sal wees, dat hy sal geïnspireerd wees om te volg waar U gelei het. En dat ons sal hoor dit wat U vir ons wil sê vanoggend. Ons dankie vir die groot genade en die liefdegawes wat U op ons uitstort. Dankie vir die reën wat ons ontvang het in ons distrik, Here. Dankie vir krag en gesondheid. Dankie ook, Here, dat ons na U toe kan bring die wat siek is. En sê, Here, hulle vir wie U liefhet, is siek. En ons dra hulle op na U toe. Dankie vir blye harte. Want in elkeen van ons, Here, is ons vergeet om te getuig hoe goed U vir ons is. Dan vergeet ons om 'n getuienis vir U te wees. Dan is ons nie meer 'n lig op 'n heuwel nie. En dit wil ons graag wees, Here. Ons bid dat U verder met ons sal gaan deur hierdie Sabbatdag. Dankie vir 'n Sabbat. Dis kosbaar vir ons, Here. En terwyl ons hierdie ure saam deurbring, doen ons dit in vreugde uit liefde vir Jesus. Ons bid dit in U naam. Amen. Ons dierbare Here, U is die een wat elke gawe vir ons gee. Dankie vir die voorreg om te werk, in welke opsig ook al. En daardeur die vreugde te hê om vir U terug te gee wat U vir ons gee. Ons bid dat U seën op hierdie offergawe sal wees in Jesus naam. Amen. Charlotte, baie dankie vir daai offergawe lied. 'n dierbare heiland is Jesus ons Heer. Is dit nie mooi nie? En ek hoop dis die rede hoekom ons vanoggend hier is.
om Jesus te ontmoet. En leraar, nie om hier te wees om te sien dat ek een van die 613 reëls oortree het nie, en dit is, vergeet om 'n baadjie in te pak. So vergewe my asseblief. Kom ons kyk nie teen die mensgemaakte reëls vas nie, maar ons is hier, besef dat ons hier is nie om te kritiseer of foute vind nie, omdat hier is, omdat ons Jesus graag vandag wil ontmoet. Alrede. En ek wil vir leraar dankie sê. 'n Mens berei 'n preek voor en dan, ek is nie 'n predikant nie, dit bly maar altyd 'n moeilike ding om op te staan, hierso, voor te staan. En dan sit jy daar en nou dinge begin gebeur en dan wil ek vir leraar dankie sê vir die baie mooi inleiding wat leraar vandag vir my preek gedoen het. Is dit nie ongelooflik hoe die Heilige Gees kan lei nie? Toe jy gepraat het van die vervolging van die protestante en hoeveel duisende mense doodgemaak is. En ons dink terug aan honderde jare terug en ons sien waardeur die gelowiges is. En dis waaroor ek vandag gaan praat, want dit is nie verby nie. Dit is nie verby nie. En iets het in my gedagtes opgekom en ek wil dit net by julle laat. Die gelykenis van die 10 maagde. Wie was hulle? Hulle was Adventiste. Dit is nie 'n grappie nie. Vir wie het hulle gewag? Vir die wederkom. Hulle was Adventiste gewees. Hoeveel van hulle was reg? Die helfte. Nie die helfte. Ek wil vra dat ons net ons hoofde buig vir 'n kort gebed. Hemelse Vader, dankie vir u woord. O Heer, dankie dat u ons nie in die duister gelaat het nie. Maar mag dit wees dat ons die dringendheid van die tyd en die uur wat ons in leef sal besef. En besef dat Jesus spoedig sy kinders gaan kom haal. Of hulle reg is en of hulle nie reg is nie. Jesus is op pad. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So rukkie terug het ek 'n boodskap geluister en toe het ek gedink ek wil daarmee begin vandag. Soms steel ons so 'n bietjie net, leraar. En ek gaan vir julle vier vinnige verhaaltjies vertel wat ons almal ken. Gaan ons net ons geheue so 'n bietjie verfris wat uit die Ou Testament uitkom. En die eerste ene is lank gelede was daar 'n baie mooi meisie, 'n mooi vrou. Sy het deelgeneem aan 'n kompetisie, nasionaal. Maar dit was nie om die mooiste vrou te kies nie. Dit was om 'n koningin te kies. Sy was 'n Joodse meisie en sy was in 'n banneling in 'n vreemde land. En sy was van plan om haar lewe gelukkig te lewe, geen bekommernisse nie, want niemand het geweet dat sy 'n Jood was nie. Sy het dit weggesteek. Maar daar was 'n bose man wat die Jode gehaat het. En hy het die wet uitgevaardig om elke Jood om die lewe te bring in die hele koninkryk. Maar die koningin het dit uitgevind. En ons ken die verhaal, sy en die koning het gepraat. En daardie bose man was uit die weg uitgeruim en daar kom 'n nuwe wet uit om al die Jode se lewens te spaar. En die koningin en al die Jode was gespaar en hulle was veilig. En ons praat van Ester, nee. Dis die eerste verhaaltjie. Die tweede verhaal. Daar was 'n jong man wat gevange geneem was en hy was geneem na 'n land en 'n stad waar hy nog nooit was nie, wat hy maar net van gehoor het. En hy was in ballingskap. En toe hy in die stad aankom, word hy ingeskryf in een van die beste universiteite van die land en hy kon in die koning se restaurant geëet het. Maar die kos en die drank
wat in hierdie restaurant bedien was, was nie alleenlik onrein nie, dit was ongesond gewees. En anders as in die ander storie, die meisie wat weggesteek het dat sy 'n Jood was hierdie jong man nie skaam om te sê dat hy 'n Jood was nie. Hy het gesê, ek sal nie daardie kos eet nie. En daar was 'n klein toetsie. En ons weet daardie toets was 10 dae lank gewees, wat hulle net vrugte en groente geëet het en water gedrink het. En aan die einde van hierdie toets het hulle bo uitgekom, bo almal, sterker, slimmer en gesonder as die res. En ons praat van Daniel. Die derde verhaaltjie was hierdie jong man wat 'n banneling in hierdie vreemde land was, het 3 vriende gehad. En hulle bevind hulle self op 'n groot plein. In die middel van hierdie plein staan daar 'n groot goue beeld. En die koning sê, daardie beeld is ek. En ek beveel die volk om voor hierdie beeld neer te buig as 'n teken van hulle lojaliteit teenoor my as die koning. Die koning se orkes het begin speel. Val myself in die rede, is baie interessant om te sien dat daar altyd musiek betrokke is as daar verleiding is dit nie waar nie. En elke mens op daardie plein het op hulle aangesigte neergeval. En die koning aanbid, behalwe daardie 3 manne. Die koning was byna van sy kop af, omdat hulle so ongehoorsaam was. En hy het beveel dat die oond 7 keer warmer gemaak moet word. En hulle het dit gedoen. En die koning het sy oë nie geglo nie. Want hierdie 3 jong manne loop op en af in hierdie oond, asof daar nie 'n vuur in hierdie stad was nie. En toe hy mooi kyk, sien hy 'n 4de persoon saam met hulle in die vuur, wat gelyk het soos 'n God. En die koning beveel hulle om uit die vuur te stap. En hy maak 'n verklaring voor sy volk, daar is geen ander God groter as die God van hierdie 3 jong manne nie. En ek sal enige persoon doodmaak wat sê dat daar wel is. En die 4de verhaaltjie is hierdie jong man word nou ouer. En die koninkryke het verander en konings het gekom en gegaan. En hy is nog steeds daar en hy beweeg na aan die troon van die bose manne was jaloers daarop gewees. Ons ken Daniel se verhaal. En hulle kry die koning om 'n wet uit te vaardig dat daar vir die volgende 30 dae dat die mense geen ander God mag aanbid behalwe die koning nie. En ons sien dat Daniel die volgende dag, soos sy gewoonte was, na sy bokkamer gegaan, die venster wat na Jerusalem gekyk het oopgemaak het en tot God gebid het 3 keer per dag. Hulle hardloop na die koning en kla hom aan en die koning kan nie wegkom van hierdie een af nie, want hy het daardie wet onderteken. En net daar word hy in die leeukoue gegooi. En daardie nag vas die koning en hy's bekommerd, want hy het besef dat dit 'n komplot was om Daniel uit die weg uit om hom dood te maak. En vroeg die volgende oggend is Darius die eerste een daar. En hy roep en hy hoor die stem van Daniel. Okay, is nie 'n kinderstorie gehad nie, ek hoop die kinders het hulle herinnering aan hierdie verhale geniet. Hier is 4 verhale uit die Bybel. En daar is een gevolgtrekking wat ek dink nog nie tot ons deurgedring het nie. As ons kyk en sien dat elkeen van hierdie verhale, dat daar 'n gemeenskaplike feit was, en dit was vervolging. Vir mense wat vasgestaan het vir wat hulle glo, persecution. En daar is goeie nuus omtrent daardie woord. Ons praat nie graag daaroor nie. Dit het mos gebeur toe in die middeleeue toe die Christene vervolg was. Ons praat nie daaroor nie. Wanneer ons hierdie woord hoor, vervolging,
dan is ek seker dit maak ons bietjie ongemaklik. En soms maak dit ons dalk bietjie bang. En ek wil vandag kyk na 4 redes waarom God dit toelaat dat sy kinders vervolging moet deurgaan. Daar's 'n rede daarvoor. En ek wil 4 van hulle met ons deel vanoggend. En ek wil net kyk of my storie anders hierso. OK. Ek moet hom seker agtertoe wys. Ek moet hom aansit, nee. Dan sal hy werk. En daar's die eerste rede. Vervolging is die verwagte modus operandi van die duiwel in sy groot strydoorlog om die kinders van God wat banneling op hierdie aarde is, wat mee te doen? Stil te maak. Dis sy plan. Deur vervolging maak hy mense dood om hulle stil te maak. En ons praat hier van Satan. Hy is boos, hy is agterbaks en hy is nie ons vriend nie. Ons is almal bannelinge hier op aarde en sy doel is om ons stil te maak. Hy gee nie om hoe dit gebeur nie, maar hy wil hulle monde toemaak. En ek het nuus vir elkeen vanoggend. As jy Jesus gekies het en 'n disipel van hom is jy reeds gemerk. Dink jy dis waar? Kom ons lees dit. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, en wie? Almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Jesus Christus sal vervolg word. Ek het dit in die kleerwoord ook opgesit. All who are in union with Jesus Christ and live the gospel will find themselves either shunned, rejected, or persecuted. That's nothing new. Duidelik, nee. Jesus was ook vervolg. En jy mag dalk vervolg of aangeval word by jou werk. Jy mag dalk vervolg of beproef word vir jou geloof by die skool of by die universiteit. Jy mag dalk vervolg of beproef word vir jou geloof in jou huwelik. Dit gebeur ook. Dit hoef nie noodwendig met gewere en stokke en klippe te wees nie. Daar's ander maniere. En die eerste ene was Satan gebruik vervolging om God se kinders stil te maak. Die tweede een. Beproewing en verdrukking bou jou karakter en jou afhanklikheid van God. Dink jy dis waar, leraar? Dit is waarom God toelaat dat ons swaar kry. Party van ons hier kry op hierdie huidige oomblik dalk swaar. Ek weet nie wat die omstandighede is nie. Dit is die hele punt. Swaar kry en vervolging gaan veroorsaak dat ons deur sal gaan aan die einde. Dit gaan ons deurdra. Moet nooit die woorde van Jesus vergeet op die aand van sy vervolging nie. En hier praat hy met sy volgelinge. En kom ons lees dit. In Johannes 16 vers 33 sê, en dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking of vervolging hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Moenie bekommer nie, sê Jesus. Ek het reeds oorwin. Kyk wat skryf Petrus aan die volgelinge in die vroeë kerk in 1 Petrus 4 vers 12. Hy sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Vers 13 sê, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.
openbaring van sy heerlikheid. Wat is dit? Dis sy wederkoms. Wanneer hy sy heerlikheid gaan openbaar, sal ons jubel en juig. As ons veilig deur al hierdie beproewinge, deur sy genade natuurlik gegaan het. Wees gerus. Die Jesus waarvoor u elke dag bid, is die Jesus wat deur elke beproewing of vervolging saam met jou aan jou sy is. Goed, so moeilikheid en moeilikhede en vervolging en beproewinge kom in ons lewe om ons beter mense te maak, nee, om ons karakters te bou en ons afhanklikheid van God te groei. Die derde ene wat ek graag met ons wil deel is, vervolging sorg vir 'n duidelike grenslyn tussen die bannelinge en die kultuur van die gevangenemer. Nou dis nou 'n paar woorde daar, maar dit sê net, vervolging is as gevolg van, iemand sê so, en ek glo dit, so daar's 'n duidelike skeidslyn, hè, dis twee rigtings, en jy staan vir wat jy glo. En vriende, ons is almal bandelinge hier op aarde, soos ek vroeër al gesê het. Ons is nie tydelik hier. So moet asseblief nie doen wat die volk van God so baie male gedoen het, en die gewoontes van die heidene nagevolg het nie. Ek lees van 'n persoon, Walter Brueggemann, wat skryf, the great problem with exiles is culture assimilation. The primary threat to those ancient Jews was that members of the community would decide that Jewishness was too demanding, or too dangerous, or too costly, and they simply accepted Babylonian definition and modes of reality. So maklik om maar net in 'n let's go with the flow, nee. Ons staan nie vir wat reg is nie, ons is deel van hierdie wêreld en kom ons word sommer gelykvormig aan die wêreld. Daar is 'n definitiewe lyn getrek in die sand. Daar is net twee kante. Hierdie kant van die lyn of daardie kant van die lyn. Lee Beach sê, while integration with culture is necessary, conformity to it in all aspects is not. Nee? Ons hoef nie dit aan te neem en gelykvormig daaraan te word nie. Jy hoef nie daaraan gelykvormig te word nie. Pas op dat jy nie ingetrek word nie. Staan vas tydens hierdie beproewinge. Ons 4 verhale wat ons na gekyk het, nie een keer het een van daardie persone ingegee nie. Nie een keer nie. Hulle het vasgestaan vir waarheid. Esther en Daniel het dubbel loyaliteite gehad. Loyaliteit aan die koning en aan hulle God. Maar wanneer beproewing gekom het, het hulle loyaliteit aan God bo gestaan. Hulle het nie ingegee nie. Jesus het ook gebid in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. 'n duidelike lyn, staan vas, wees hy Esther, wees hy Daniel. Goed, so nou sien ons, die derde ene was, daar's 'n duidelike lyn, hè? Staan vir dit, of ek staan vir dit, daar's nie 'n middelpaadjie nie. Die vierde en die laaste ene wat ek met julle wil deel, is baie eenvoudig, dit sê, vervolging groei die koninkryk van God op aarde. Glo ons dit? Vervolging groei, bewerkstellig groei. In Ester 8 vers 17, ek dink nie ek het hom, ja ek het hom, dit sê, en baie uit die volk van die land het Jode geword. Want die skrik van die Jode het op hulle geval. Ons sien wat hier gebeur het. Die res van die bevolking het gesien hoe standvastig hierdie mense was. En as gevolg daarvan het baie van hulle die waarheid aangeneem. Hulle het Jode geword. Hierdie punt beklemtoon weer eens uit die Bybel uit,
dat vervolging, moeilikhede, wel God se koninkryk groei. Die dekreet om al die Jode dood te maak en die feit dat hulle vasgestaan het en God vir hulle deurgekom het. Hulle was vrolik en vol vreugde en het maaltyd gehou en fees gevier. Gaan lees dit weer 'n bietjie. Hulle het dit gesien en hulle het vasgestaan vir God. En hulle bure, die mense van die land het dit gesien en gesê, daar is iets omtrent hierdie volk en hulle God wat ons nie verstaan nie. En die Bybel het vir ons gesê, soos ons gelees het, dat baie van hulle het Jode geword. Is dit nie ongelooflik nie? Moet nooit die invloed wat u en ek op die wêreld het, of kan hê tydens beproewing onderskat nie. Mense hou ons dop, mense kyk vir ons, nê. As jy by die werk is, en jy word beproef, dis wanneer jou getuienis tel. As jy in 'n huwelik is wat swaar kry, dis wanneer jou getuienis tel. Is jy in 'n skool waar jy gespot word oor jou geloof, dit gebeur, dis waar jou getuienis tel. Moenie nou tou opgooi nie, jy is presies waar God jou nodig het, want vervolging en beproewing groei die kerk van God op aarde. En ek wil dit nog weer eens vir ons bewys van mense wat vasgestaan het. Kom ons lees Daniël 2 vers 46. Dit sê: Then Nebuchadnezzar got up from his throne and bowed low before Daniel in amazement and respect. He ordered incense and sacrifice to be offered to the God of heaven out of thankfulness. Vir wie? Vir Daniel. Hoekom? Want Daniel het vasgestaan, hy het nie teruggedeins nie. Sadrag, Mesach en Abednego, dieselfde koning, Daniël 3 vers 28 sê, daarom het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Vers 29. Omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Daniël 4 vers 37. Nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke en waarheid en sy paaie is reg. 'n Heidense koning, as gevolg van 'n man en sy vriende wat vasgestaan het. Koning Darius, Daniël 6 vers 27, deur my word bevel gegee dat hulle die hele magsgebied van die hele koninkryk, van my koninkryk, moet bewe en sidder voor die God van Daniël. Want hy is die lewende God. Kyk wat was die invloed van Daniël, wat hy op hierdie mense gehad het. Hier het ons vir Ester en vir Daniël en vir Sadrag en Mesach en Abednego, en ons sien hulle lewens vol beproewing en vervolging. Het invloede gehad op beide die konings van hulle tyd, as ook die nasies en die koninkryk waar hulle geheers het. Omdat hulle vasgestaan het vir die God wat hulle gedien het. Vervolging groei die koninkryk van God. 'n bekende skrywer het gesê, en ons ken dit almal, ons lees dit in die groot stryd. The blood of Christians is seed. Wat maak 'n mens met saad? Jy plant dit, sodat daar 'n oes kan wees. Die bloed van Christene deur al die eeue was so saad gewees. Ons hou daai tyd. Hoe meer hulle doodgemaak het, hoe meer het daar gekom, is dit nie? Mense wat vasgestaan het. Nog 'n skrywer skryf, in Matthean and biblical teaching, the tribulation of the latter days is a Christian experience and runs from the first advent to the second advent. Dis daai tyd tussen die twee komste, die toe Jesus eers gekom het en sy wederkoms. En dis, ons is in daardie tyd, is dit nie waar nie? We are in it. The tribulation of the persecution is the essence of Christian mission. A winnowed, persecuted, purged minority church, paradoxically, evangelically grows. Ons het vanoggend so baie voorbeelde uit die Bybel gesien, en almal van hulle wys vir ons dat vervolging en beproewing
groei die koninkryk van God op aarde. En God is desperaat om sy kinders wat in ballingskap is. Hy is desperaat om hulle uit ballingskap uit te bring. En net na die steniging van Stefanus het daar 'n groot vervolging in die vroeë kerk uitgebreek. Handelinge 8 vers 1 en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. Vers 4. Dis te vinnig vir myself. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Nee, hulle het nie weggehardloop en gaan wegkruip nie. Hulle het dit gebruik as 'n geleentheid om die evangelie te verkondig. Liewe vriende, daar is 'n groot werk wat nog gedoen moet word. En ek vra vanoggend, doen ons dit? Is ons besig om te staan en te werk om siele vir die koninkryk van God te werf en te wen? Waarmee is ons besig? Of sit ons vas op ons agtersteewe en kyk, God het sy maniere om die werk gedoen te kry. Nee? Is dit ons redenasie? Vervolging is God se manier om sy kerk te groei op aarde. Ons het al baie gesien dat in lande soos China en Noord-Korea, daar waar die regerings die hardste op die Christene is, dit is waar die kerk die vinnigste groei. Dit is altyd so. Dalk moet ons 'n bietjie uit ons gemaksone geruk word. Dit gaan dalk te goed op hierdie stadium, glo dit of nie. Daar waar die kerk die vinnigste op hierdie stadium groei, is in Afrika. Nie Suid-Afrika nie. Beslis nie, hier gaan dit te goed. Ons het te veel, ons kry nie swaar genoeg nie. Maar op bo, dis waar die kerk die grootste groei. As ek praat onder korreksie leraar, ek dink amper, as jy hom in die wêreld in gaan opdeel en jy vat die lidmaat syfers van die Adventiste kerk, is die grootste deel van God se kerk in Afrika op die oomblik. Nie in Amerika nie. Daar gaan dinge net daai kant toe. Dit het so gebeur vir Ester, vir Daniël, vir Sadrag, Mesach en Abednego, en so gaan dit wees vir u en vir my, indien ons staande gaan bly tot die einde toe. Kom ons wees eerlik, en ons draai nie doekies om nie. Daardie tyd van sit is verby. Kom ons raak ernstig oor die tyd waarin ons leef. Maar dit moet eintlik vir ons goeie nuus wees om hierdie dinge te hoor. Want ons is net tydelik hier, ons is net bannelinge, dis nie ons plek hierdie nie. Dis nie ons permanente woning nie, ons is vreemdelinge hier in 'n sondige wêreld. Leraar het dit vir ons vanoggend so mooi verduidelik. Daar's 'n beter land wat wink, die beloofde land, die ware beloofde land. Ons is nie net bannelinge nie, maar ook sabbathouers, onderhouers. Ons aanbid die skepper van die heelal, wat die 7de dag sabbat uitgesonder het en eenkant gesit het, as 'n ewige herdenking en herinnering aan hom as ons skepper en ons verlosser. Ja, en laat ons nie vergeet van Openbaring 13 nie, die seedier, die landdier, die merk van die dier. My broer en my suster, gouer as wat ons dink, gaan daar 'n tyd kom waar daar 'n sterk en 'n geweldige en 'n gewelddadige terugstoot gaan wees teen die gelowiges wat gaan weier om neer te buig voor die gesag van die meerderheid, waar hulle gepeter het met die 4de gebod. Die gehoor wat ek gesê het. Gouer as wat ons dink. En ek wil hê ons moet dalk net vandag onsself so 'n bietjie wakker skud en net dink. Dit kom. Ek moenie dink ek probeer bang maak of afskrik of enige iets nie. Ek het net nou gesê, dit moet ons eintlik opgewonde maak. Ek dink, leraar, ons is van die bevoorregste mense wat ooit geleef het om in hierdie tyd te kan leef. Kan jy onthou hoe vinnig het 27 Maart 2020 op ons afgestorm?
2 weke voor dit het jy gedink jy gaan vir hoe lank in die huis moes bly en nie kan rondgaan nie. Gaan nie buig of gaan nie staan en sê, ek sal nie neerbuig nie, al sê julle ook al wat. Maar gaan dink daaroor. Is my geloof so sterk dat ek dit sal sê? 'n universele doodsdekreet. Hier is nog 'n aanhaling wat ek met julle wil deel, Maranatha, bladsy 199. Dit sê, the two armies, dit praat van die 2 faith communities, as ek dit in Engels sê, will stand distinct and separate. And this distinction will be so marked that many who shall be conceived, and many shall be convinced of truth, will come on the side of God's commandment-keeping people. Many. And when His grand work is to take place in the battle, many will be imprisoned, many will flee for their lives from cities and towns. Broer Lou, julle moet daai mirasies begin regmaak daar op die plaas. Ons gaan dit een van die dae nodig hê. Many will be martyrs for Christ's sake in standing in defense of the truth. Vervolging sal die koninkryk van God en sy kerk laat groei hier teen die einde van hierdie tyd wat ons in leef. Many will be martyrs. Baie. Waarom? Want die bloed van martelare is soos saad. Mense sal sê, wat ook al hierdie persoon laat staan het vir waarheid. Ek wil dit ook wees. Dis wat mense gaan sien. Hulle gaan dit raak sien. Ek wil ook staan vir die koninkryk van God. Is jy verbaas oor dit wat ek sê vanoggend? Het jy gedink, dit gaan 'n piknik in die park wees? Dit gaan nie. Dit is werklikheid. Dit gaan kom en dit gaan werklik wees. Ons gaan nie vir altyd in ons huisies met gemak lewe nie. Ja, sê jy dalk vanoggend, ek is 'n goeie Christen. Ek gaan elke Sabbat kerk toe. Ek betaal my 10de. Ek het hard gewerk in my lewe. Ek gaan my pensioen. Ek gaan dit geniet. En ek gaan my lewe lewe totdat Jesus op die wolke gaan verskyn. Kom gaan hy kom, het ons vroeër gesê. Maar daar's dinge wat gaan gebeur en in plek gaan val voor dit. Is dit nie waar nie? En ek wil vir julle sê, as dit jou redenasie is jy heeltemal verkeerd. Want een van die dae gaan daardie geld wat in daardie bank is, niks meer werd wees nie. Niks. Dit gaan niks meer beteken nie, dit gaan stof en as wees. En jy gaan moet staan met geen aardse sekuriteit nie. Dis die realiteit. Dis al wat ek probeer doen. Ek is net realisties. En weet jy wat, in 'n mate maak dit my bly en opgewonde. Maar aan die ander kant dan vra ek myself af, is my geloof sterk genoeg? Is nou maklik om te praat, leraar, want as ek na die bank toe loop en ek druk my kaart in en hulle vir my spoeg my geld uit. Dit is maklik om te glo. As ek alles het wat ek nodig het. En jy weet wat, iemand het nie lank terug gevra nie, hy het 'n preek gedoen oor dit. How do I prepare for the time of trouble? En ek dink uit baie mense se babbeltjie gebars, maar kan ek vir jy sê vanoggend, jy kan nie daarvoor voorberei nie. Kan nie. Jy kan nie. Gaan ook nie kan wegkruip nie. Ons gaan nie kan wegkruip nie. Dit gaan wonderwerke wees wat God in ons lewens gaan doen. Want almal weet alles waar ons is en wat jy doen en hulle het al hierdie goeders om dit net te weet. Ons gaan nie kan weg. Ons gaan niks hê nie. Al wat ons gaan hê is Jesus Christus. En my geloof en vertroue in hom, dis al. En hoe kan ek nou voorberei? Ek kan voorberei, leraar, deur my geloof te groei in God. Dis al wat ek kan doen.
En dit is wat ons beproewinge wat ons so deurgaan elke dag, wat ons sterker en sterker moet maak. Jesus praat met sy disippels in die bovertrek voor sy hemelvaart. En ons lees dit in Johannes 15 vers 20, het sê, onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Dienskneg is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Liewe vriende, as jy geroep word om 'n martelaar te wees, sal die geloof van 'n martelaar aan jou gegee word. Ek sal nie die eerste een wees wat daardeur hoef te gaan nie. Niks wat ek vanoggend gesê het, was om enige iemand bang te maak nie. Beskou dit as 'n voorreg en 'n eer om in hierdie tyd van die wêreldse geskiedenis te leef. Dank die Here vanoggend vir sy woord en vir die gees van profesie. Is ons nie bevoorreg om dit te kan hê nie. Lees ons dit. Berei ons onsself voor. Ons het mense soos Daniël en Ester en Sadrag, Mesach en Abednego en menigte anders, wat ons wys dat as ons vas staan vir waarheid, is God aan ons sy. Elke tree wat ons gee. En ons ken daardie baie bekende aanhaling uit die gees van profesie wat sê as ons het niks om te vrees vir die toekoms, en sy ons vergeet van hoe die Here ons in die verlede gelei het. Nee. Dis hoe hy ons voorberei. Hy vat ons deur hierdie kleiner goedjies sodat ons sterk genoeg kan wees. En ek sluit af vanoggend met nog 'n aanhaling. En hierdie het my baie hard getref. Dit is in 8 Testamentiërs 28 vers 1. Paragraaf 1, dit sê: Transgression has almost reached its limits. Nee? Verlede week het ek gepraat oor Sodom en Gomorra. Broer Lou, dink jy ons is daar of ons is verby of Transgression reached its limits. Confusion fills the world. Dink jy die mense is verward en de mekaar? Mense wat nie deel is van hierdie kerk nie, van ons, wat die sogenaamde waarheid het, leraar. Ek sê nie ons het nie die waarheid nie, maar ons kan onsself so maklik op die skouer klop en dink ons het alles, ons weet alles. Maar mense wat nie die waarheid het nie, mense buite die kerk, wêreldse mense, baie wat ons ken, is besig om reg te maak vir dit wat kom. Dis nie moeilik om dit te sien en dit waar te neem nie. Confusion fills the world op hierdie stadium. A great terror is soon to come upon human beings. The end is very near. En luister wat sê sy, en sy praat met ons as kerk. We, Hallowmore 7de dag Adventiste gemeente, who know the truth, should be preparing for what is soon to break upon the world. En kyk die laaste woorde. With as an overwhelming surprise. Dis iets om oor te dink. Is ons gereed? Is ons wakker? Skuif ons hierdie goed weg? Iemand sê nou die dag vir my, 'n jong mens, ek het nog net 15 jaar om te betaal aan my verband, en dan sal ek betrokke raak en goed is, maar nou fokus ek op dit. Het ons 15 jaar, niemand wil tyd maak of iets nie, maar sy skryf vir ons, en ek dink ons kan dit aanvoel, maar sy praat met die kerk, en sy sê, dit gaan ons oorval, as an overwhelming surprise. Die 10 maagde het daar gesit en hulle het gewag en hulle het gedink hulle is reg. Net die helfte was. Die ander was nie reg nie.
En toe hulle daar kom, was die deur toe. En dit kom nou net op in my gedagtes, ek het niks hier neergeskryf nie. Maar ek wil vanoggend met ons as Adventiste praat. En ek wil die volgende sê. Ons het die waarheid. Maar pas op dat ons onsself nie meet aan dit wat ons doen en dit wat ons nie doen nie. Jy weet Johannes 17 vers 3 leraar sê vir ons wat is die ewige lewe. Die ewige lewe is nie om 'n 7de dag Adventist te wees nie. Ek skiet nie die kerk af nie, ek is gebore 7de dag Adventist en ek is trots daarop. Maar dit red my nie. En ons moet pas op. Leraar het gepraat van ons 613 reëls en ons kyk na die Fariseërs daardie tyd. En ek kyk soms hoe hard werk ons op 'n Sabbatmiddag om traktaatjies en telefoonnommers op te skryf en ons deel dit uit en ons wil die hele wêreld bekeer en dis die regte ding, dis wat ons moet doen. Maar dan loop daar iemand by die kerk in met 'n tattoo op sy arm en 'n jean aan wat nou nie meer so mooi is nie. Dis wat ons moet doen, behoort te doen, my broer, maar ek het hierdie afgelope 2 weke 'n besoek moet gaan doen het by iemand wat seer gekry het deur mensgemaakte reeltjies. Dis nie waar nie wat 'n ouderling vir 'n lidmaat gesê het. Dan dink ek ons doen al hierdie moeite om mense in te kry en ons het hulle nie lief nie. Ons jag hulle weg deur hoe ons optree en wat ons sê. En hierdie wat ek nou gesê het was nie deel van my preek nie. Ek's jammer. Maar my vraag is vanoggend, en die stelling wat ek mee afsluit is, eternal life, en gaan lees dit en gaan studeer dit. Eternal life is to know God. Gaan lees bietjie op en studeer wat beteken daai woordjie nou om hom te ken. Dis 'n intieme, diep intieme verhouding. Jy weet in die Bybel gebruik hulle en Adam het sy vrou geken en hulle het kinders gebaar. Dit is 'n intieme verhouding soos wat daar tussen 'n liefdespaartjie of 'n huwelikspaar is. Nie weet van Jesus nie om hom te ken. En my gebed is vanoggend dat ons sal vas staan, dat ons sal moed hou en dat ons nie een oomblik ons hand uit God se hand uit sal hou nie. En dat ons mekaar sal aanmoedig. Eternal life is to know God. Amen. Hemelse Vader, Jesus, wat maak my vanoggend so spesiaal dat ek dink ek nie deur beproewinge hoef te gaan nie? As ons kyk wat U vir elkeen van ons moes deurmaak. En dit is ons begeerte vanoggend, o Heer, dat ons eie lewens in 'n terugblik sal gee en dat ons sal kyk en dat ons dinge sal regmaak met U. O Heer, want vandag mag dalk my laaste dag op hierdie aarde wees. En as ek nie reg is met U nie, is ek vir ewig verlore. En my gebed is, o Heer, dat U
deur U Heilige Gees in elkeen van ons se lewens en harte sal werk. O Here, dat U daardie begeerte, daardie diepe begeerte sal kweek, dat ons net meer en meer tyd met Jesus sal spandeer, dat ons hom waarlik sal leer ken, en nie net van hom weet nie. O Here, en help ons as U kinders en as broers en susters in hierdie gemeente en in hierdie kerk, dat ons mekaar sal omarm, dat ons daar vir mekaar sal wees, dat ons sal ophou om mekaar te kritiseer en afgunstig te wees op mekaar, dat ons mekaar sal dra en sal aanspoor en sal opbeer. Want baie van ons het al 'n vers pad gestap, ons het hoë ouderdomme, ons is nie meer jonk nie. En dalk wonder ons, hoe gaan ons deur hierdie tye kom wat vir ons voorlê. Maar dis waarom ons broers en susters het. Om daar te wees vir mekaar. Om mekaar te dra. Help ons dat ons ook nie van mekaar sal vergeet wanneer ons op ons knieë gaan om te bid nie. Dat ons mekaar sal bid en vir mekaar sal intree. Dat ons sal saam staan vir dit wat ons glo en vir dit wat waarheid is. So plaas ons onsself, ons lewens vandag opnuut in U. En ons dankie dat U vir ons 'n tweede kans gee. O Heer, wil U met ons wees in die res van hierdie dag, hierdie Sabbat en ook in die res van hierdie week wat vir ons voorlê. Wil U met ons wees, ons dra en ons beskerm en bewaar en ons almal weer volgende Sabbat veilig hierheen terug sal te bring. Dankie dat U ons verhoor en dat ons U kan vertrou. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.